Baie welkom by ons uitsending hier op 'n Dinsdagmiddag om 4:00. So van 4:00 tot 4:30 toe gaan ons mekaar besig hou met hierdie vraag: God se bekende en verborge wil. Ek is Joseph François Oberholzer van die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika. Ons is gevestig in Villiersdorp. U kan met ons kontak maak by info.ministry.reconciliationsa@gmail.com of as u besprekings wil doen 072-7586-742. Dis Dinsdagmiddag die 14de van Oktober die jaar 2025, die 22ste op die Hebreëse maand, die maand Tisri, die jaar 5786. God se bekende en verborge wil. Daar is ten minste 4 maniere waarop die Bybel oor God se wil praat, waarvan sommige dele aan ons bekend gemaak word en ander dele verborge bly. Ons kan dit so opsom. Nommer 1. Die Bybel maak aan ons in die eerste plek God se wil vir die lewe bekend. Nommer 2. Dele van sy wil bly steeds verborge, hoewel ons sekere aspekte daarvan kan sien as ons terugkyk in ons geskiedenis. Nommer 3. Die Heilige Gees begelei ons op 'n daaglikse wyse om God se wil te kan onderskei. Nommer 4. Hy gee aan ons gawes wat ons help om God se wil en roeping vir ons te kan onderskei. Hier is 'n kort uitbreiding daarvan. Nommer 1. God se ewige plan of wil vir die wêreld. Ons lees in Efesiërs 3 vers 7 tot 11. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, 'n voorreg wat God in sy genade aan my gegee het, deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het hy aan my hierdie voorreg gegee om aan die heidenasies die evangelie van die onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheime laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus, ons Here, tot uitvoering te bring. Vraag: waarom word hy, dit is Jesus Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Antwoord: omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak het. Tot ons enigste hoëpriester wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het en met sy voorbidding gedurig deur by die Vader vir ons intree. Tot ons ewige koning wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Wat glo ons? Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Die Heilige Gees speel hierin 'n baie belangrike rol. Wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg kan verstaan en onderskei nie. Maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees, wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is, en besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was lewend. Wat sleg was, maak hy goed. Wat onwillig was, gewillig, en wat gehoorsaam was, wat ongehoorsaam was, maak die Heilige Gees gehoorsaam.
Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. God werk dus in ons deur sy woord en sy gees om nie net sy wil aan ons bekend te maak nie, maar ons wil te versterk om hom te gehoorsaam. Dit beteken dat die nadenkende, reflekterende lees van die Bybel in navolging van Jesus Christus onder begeleiding van die Heilige Gees die primêre geestelike dissipline in 'n mens se lewe moet wees, waarin die metodiek van skrifstudie aan die een kant en die geestelike lees van die Bybel aan die ander kant belangrik is. Dit sluit in dat ons hom moet navolg soos ons sy wil al hoe beter leer ken. Hoekom? Want die Bybel bevat die hele bekende wil van God en in ons gehoorsaamheid aan wat die Here ons daarin leer, kan ons die wil van God doen in ons hele lewe. Dit is die evangelie, die goeie nuus wat vir die hele wêreld bedoel is. Dit sluit alles in wat vir die lewe belangrik is. Dit openbaar God sy hele skepingsverhaal saamgevat in die lewe en in die sterwe en in die opstanding van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Nommer 2. God se wil in die geskiedenis soos hy dit op verborge en soewereine manier ten uitvoer bring. As 'n mens in die Bybel God se bekende wil kan ontdek, beteken dit egter nie dat 'n mens alles van wat God wil kan ken nie. Spreuke 16:9 sê, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Daarom kan Paulus byvoorbeeld sê dat hy van die voorneme is om op 'n plek uit te kom, maar binnekort sal ek na julle toe kom as die Here wil, 1 Korintiërs 4:19. Dit beteken daar is sekere dinge wat buite ons beheer gebeur, dinge wat aan ons onbekend is, dinge wat God kan kies dat ons nie weet nie. En dit is nie ons fout nie, maar God se besluit. Jeremia 33 vers 3 is vir my baie besonders, waar die profeet sê, ek roep na u Here, antwoord my, vertel my van daardie groot en onverstaanbare dinge waarvan ek nie weet nie. Vers 2 net bo kan dit sê, terwille van u naam Here, u wie se naam Here is, roep die Here aan, hy sal openbaar soos wat dit sy wil is. Ons moet met die wil van God goed rekening hou. Ons kan selfs daarop vertrou, veral dat hy die beste sal doen in sekere situasie, al weet ons nie presies wat dit is nie. Paulus skryf met passie daaroor in Romeine 8 vers 26 tot 28. Lees dit saam met my. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluite geroep is, en daarop kan ons waarlik sê, ja, amen. Die feit dat ons nie alles weet nie, en op God kan vertrou om die beste in elke situasie te doen, sluit egter nie uit dat ons steeds ons onderskeiding en verstand moet gebruik nie, om die beste besluit vir ons lewe te neem, en dit te doen in die lig van wat ons weet God reeds vir ons duidelik gemaak het. God gee ons wel 'n kykie in die wil wanneer hy ons begelei in ons terugkyk na wat in die verlede lê en ons probeer om God se spore in die lewe te probeer raak sien. Dit is waarom die daaglikse ondersoek as geestelike dissipline so belangrik is, want ons sien dinge beter in perspektief as ons terugkyk. Neem byvoorbeeld 'n tyd elke dag om die afgelope 24 uur te deurdink en jou af te vra, in beide die goeie en in die slegte wat gebeur het, waar het ek
God se teenwoordigheid raak gesien. Vir groepe is 'n storiemuur oefening as geestelike dissipline 'n heerlike manier om die wil van God op dieselfde wyse in die geskiedenis van 'n gemeenskap of gemeente te begin ontrafel en so God se teenwoordigheid in hulle storie te ontdek. Ek dink sommer hier aan 1 Kronieke 4 vers 10 waar Jabes bid, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming, weerhou onheil van my, sodat geen smart my sal tref nie. En dan die mooi woorde, die Here het laat gebeur wat Jabes gevra het. Dit is God se wil, hy sal laat gebeur, dit wat ons na sy wil in gebed van hom vra. Pragtig is dit nie? Nommer 3. God se wil vir ons lewe wat hy daagliks aan ons bekend maak. Die wil van God in die Bybel en wat ons daarvan in die geskiedenis raak sien, moedig ons aan om daagliks te fokus op wat God vandag vir ons lewe wil. Dit sluit in die oorgawe aan God, waarvan Paulus in Romeine 12 vers 1-2 skryf. Lees saam met my. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die Heilige Gees maak in my bekend en dit het net in my gedagtes opgeflits nou. Hier is 3 dinge in hierdie versies in Romeine 12, 1-2 wat uitstaan. Die eerste is die woordjie oorgee. Gee julleself as lewende heilige offers vir wie? Vir God. Ons gee onsself oor aan God die Vader. Die tweede ding wat uitstaan, lig die Heilige Gees uit, is die woordjie verander. Laat God julle verander. God die Vader verander ons. Laat God julle verander deur hoe julle denke te vernuwe, die manier waarop ons dink, dis verander. En wie verander ons lewe? God die Seun, Jesus Christus. En hoor gou hier, die derde woordjie wat vir my uitstaan in hierdie skrif is onderskei. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Dis pragtig, hoor gou hier. Wie help ons om die wil van God te onderskei? God, die Heilige Gees. Die Heilige Gees. So, wanneer ons na hierdie versie kyk en ons lees dit, hierdie 2 versies, dan sien ons God in sy 3-eenheid raak wat in en deur ons werk. Ons gee ons oor aan God die Vader, want ons glo in sy Seun Jesus Christus, wat ons lewe kom verander. Daar is 'n nuwe geboorte wat plaasgevind het in jou en my. Daarom kom sy Gees en hy help ons om te onderskei wat die wil van God is. Is dit nie wonderlik, fantasties, baie mooi nie? Prys die Here, ja, amen. En dit alles, my liewe luisteraar, sluit veral die lewenshouding van die liefde in, soos Paulus skryf in Filippense 1 vers 9-10. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. En wie help ons met daai onderskeiding? God die Heilige Gees. Die Heilige Gees van die Here. So daar het verandering in ons lewe plaasgevind, omdat ons onsself oorgegee het aan God ons Vader. En nou help die Heilige Gees ons deur sy krag om 'n pad van onderskeiding te loop. En ons verandering is die werk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Hy het die prys in die kruis daarvoor betaal, natuurlik. Prys die Here. Hoor net gou hier. Hierdie onderskeiding het met ons oorgawe aan God te maak. Dit het met die vernuwing van ons verstand te maak. Dit het met begrip te maak wat vanuit die liefde groei en met fyn aanvoeling wat ook deur die ervaring gevoed word. Dit is
Dit sluit in God in sy drie-eenheid. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Gee oor aan die Here. Hy sal jou verander en die Heilige Gees sal jou gebruik en stuur op die pad wat God se wil vir jou is. Prys die Here. Halleluja, ja, amen. Dit is waarom die geestelike dissipline van geestelike onderskeiding so belangrik is, om daagliks in afhanklikheid, hoor van wie te lewe, van die Heilige Gees, om in daagliks in afhanklikheid van die Heilige Gees te fokus daarop, om God se wil te ken en te leef. Die seisoen van luister het hulle deeglik ingegrawe in maniere waarop 'n mens dit kan doen, soos deur die sirkelbewegings van die luistersiklus. Hier kom hy, rus, hoor en leef. Johan Ackerman gebruik stop, look, listen en beskryf dit ook as read, reflect en respond. Dis ongelooflik hoe die Here in jou lewe werk. Wanneer jy na sy wil begin soek, jy maak jou Bybel oop en jy begin deur te lees. En dit wat jy raak lees, reflekteer jy en daarop reageer jy. Jy het oorgegee aan God die Vader. Die Seun van God verander jou lewe en die Heilige Gees help jou met die onderskeiding daarvan. Fantasties! Watter metodiek of watter maniere jy ook toepas, dit is iets waarin jy jouself moet oefen, sodat jy al hoe beter kan onderskei en al hoe nader aan God kan wandel. En dit is ook iets wat met vrug saam met ander gelowiges beoefen kan word. Nommer 4. God se wil wat hy bekend maak deur die gawes wat hy vir elkeen van ons gee. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 11 die volgende oor die gawes wat ook 'n aanduiding van God se wil vir ons lewe is en deur die Heilige Gees in ons en ander se lewens gebruik word. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word in 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone taal of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel, soos hy wil. Die Heilige Gees werk wonderlik in ons lewe. Die Heilige Gees kom en hy maak ons bewus van sonde in ons lewe. Dan kom ons en ons neem hierdie sonde en ons bely dit in oorgawe voor God ons Vader, deur Jesus Christus, God die Seun. En die Heilige Gees bring aan ons die gawe van onderskeiding. Dit werk absoluut wonderlik in elkeen van ons se lewe, die drie-eenheid van die Here, om God se wil beter bekend te word. Prys die Here, hy is so fantasties. Ja, amen. Hoor verder. Die gawes word aan ons gegee om dit te gebruik soos hy dit wil, waaruit ons ook meesal die roeping vir ons lewe kan aflei. Vergelyk Paulus se beskrywing van sy eie roeping as apostel in verskeie van die inleidings tot sy briewe, byvoorbeeld 1 Korintiërs 1 vers 1. Ons lees dit saam. 1 Korintiërs 1 vers 1 hoor gou, van Paulus, wat deur die wil van wie? Die wil van God, God die Vader, geroep is
Hoekom roep die Here vir Paulus geroep is om 'n apostel van wie te wees? God die Seun, om 'n apostel van Christus Jesus te wees en van die broer Sostenus. En dit alles word geopenbaar deur die kragtige werking van God se Heilige Gees binne in elkeen van ons. Lees ook saam met my 1 Korintiërs 1 vers 2 en 3. Aan die gemeente van God in Korinthe. Paulus se brief word geskryf aan die gemeente van God waar in Korinthe, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan die Here te behoort. En verder aan almal, waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Met ander woorde, hierdie brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe, gelowige boeties en sissies, is ook op ons van toepassing, want in Christus is ons een liggaam. Ons is die kerk, die bruid van Jesus. Prys die Here. 3. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En dit is die Heilige Gees van God wat Paulus noop om hierdie woorde neer te pen, wat ons dan ook vandag kan lees uit die woord van die Here, wat God se wil vir ons is. Prys die Here. Terug by die gawes. Die gawes word aan ons gegee om dit te gebruik soos dit die Here se wil is, waaruit ons ook meesal die roeping vir ons lewe kan aflei. Ek het dit herhaal, ek weet, maar dit is so baie belangrik om die Here se wil te verstaan vir jou en vir my lewe. Die gawes wys eintlik vir ons wat ons roeping is. Apostels, profete, evangeliste, herders, leraars en dan die hele reeks ander gawes soos 1 Korintiërs 12 dit dan ook vir ons uitlig. Gaan lees dit gerus op jou eie tyd. Dit is waarom die geestelike dissipline wat 'n mens as lewenspraktyk ken so belangrik is, waarin jy fokus op die beoefening van jou gawes. Jy raak eintlik 'n gawe van God vir die lewe deur die gawes wat hy vir jou gee, en dit raak jou lewenspraktyk. Dit raak die manier van jou daaglikse bestaan. Dit raak die manier hoe jy met jou naaste omgaan. Dit raak die manier hoe jy met jou kollegas saamwerk by jou werk. Dit raak die manier waarop jy God se woord lees en dit verkondig. Dit is nie net 'n dominee of 'n apostel of 'n pastoor se werk om God se woord te verkondig nie. Nee. Ek en jy, almal van ons, het die opdrag van God ontvang. Kom, lees saam met my Matteus 28, daarvan vers 18 tot 20. Die opskrifie lui Jesus se opdrag aan die disippels. Jy kan dit ook lees in Markus 16 vers 14 tot 18, Lukas 24, 36 tot 49, Johannes 20 vers 19 tot 23, en dan kan jy ook 'n vergelyking daarvan kry uit Handelinge 1 vers 6 tot 8. Ons lees vanaf Matteus 28, kom ons lees vanaf vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Kyk gou wat gebeur het. Jesus gee opdrag aan sy disippels. Wat doen die disippels? Hulle gehoorsaam deur na die berg toe te gaan. Vers 17. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Wat gebeur in gehoorsaamheid aan die Here wanneer jy hom sien? Aanbid jy hom. Maar party van hulle het tog getwyfel. Twyfel is iets waarteen ek en jy baie hard moet beklei. Maar onthou, ons kan dit nie op ons eie reg kry. Ons het die Heilige Gees nodig om alle twyfel in ons lewe te kom wegneem. Vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, hoor sy woorde, aan my is alle mag gegee waar in die hemel
en op die aarde. Vers 19, hier kom die opdrag. Wonderlik, en hierdie opdrag was nie net vir sy disippels op daardie tydstip nie, maar hierdie opdrag is universeel, dis elkeen van ons wat glo in Jesus Christus. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en ook van die Seun en ook van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En hier kom die Here se waarborg, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wat is God se wil? Ons lees dit raak toe Jesus met sy disippels praat, en Jesus praat hier en nou met my en jou, en Jesus gee hierdie opdrag. Die eerste opdrag is gaan. Waarheen? Na al die nasies toe. Tweede opdrag, hoekom gaan ons? Maak die mense my disippels. Derde opdrag, doop hulle in die naam van die Vader en ook van die Seun en ook van die Heilige Gees. Onderdompel hulle in water, doop hulle. Vierde opdrag, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En dan die waarborg, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wonderlik, my Here en my God, ja, amen. Om God se wil vir jou lewe bekend te word. Ek herhaal weer die 4 stappies wat ons in die begin gelees het. God se bekende en verborge wil. Die Bybel maak aan ons in die eerste plek God se wil vir die lewe bekend. Met ander woorde, as ons God se wil vir ons lewe wil leer, moet ons die Bybel bestudeer. Nommer 2. Dele van sy wil bly steeds verborge, hoewel ons sekere aspekte daarvan kan sien as ons terugkyk in ons geskiedenis. Hoe gaan ons dit bekend word? Ons vra vir Jesus. Ons bid tot Abba Vader deur Jesus en ons vra aan hom, Here openbaar. Here maak bekend. Nommer 3. Die Heilige Gees begelei ons op 'n daaglikse wyse om God se wil te kan onderskei. Oor die werk van God se Gees in jou en in my lewe is die belangrikste werk wat daar ooit kan wees. En sit terug en vra die Heilige Gees om oor te neem. En kyk waarheen lei hy jou. Nommer 4. Hy gee aan ons gawes wat ons help om God se wil en roeping vir ons te kan onderskei. Dit is die gawes van die Heilige Gees, en daar is 9 van hulle, ons het hulle gelees. Maar net om dit te kan onthou, die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12, vers 1 tot 11. Ag, lees dit een keer op 'n dag deur, en wanneer julle as gesin saam Bybelstudie doen, lees dit vir die gesin, en kyk hoe gebruik die Here sy gawes deur die werking van die Heilige Gees in jou en in jou gesin se lewe. Prys die Here daarvoor. God se wil sal hy aan jou bekend maak, soos wat jy dit nodig kry. Ons moet geestelik groei. So, dit is bietjie vir bietjie, tree vir tree, stappie vir stappie. So maak God sy wil aan jou bekend. Die Here het in 2018 aan my gesê, ek sal aan jou bekend maak, maar ek gaan nie alles op jou neergooi nie, want dan gaan jy weghardloop. En van daar af werk die Here in my lewe, bietjie vir bietjie, stukkie vir stukkie, tree vir tree, trappie vir trappie. God is awesome, prys die Here. Ja, hiermee sluit ons af. Halleluja, ja, amen. Ontvang die Here se seën. Ek spreek dit oor jou en jou geliefdes, oor julle as gesin, oor mamma, oor pappa, oor boeties en sissies. Numeri 6, vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. God sal sy wil vir jou lewe aan jou bekend maak. Vra hom en kyk hoe wonderlik werk hy. Tot volgende keer. Ek hoop jy het dit geniet en dat dit iets vir jou en jou gesin mag beteken. Prys die Here, aanbid hom, kniel voor hom. Ons is afwagtend op Jesus se terugkoms. Maranatha, kom Here Jesus, kom gou weer. Ja, amen.